Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Soos julle kan sien, my pa is nou nie hier om die woorde agter te doen nie. So ek het vir julle die verse daar gesit. Daai is die hoofverse wat ons deur gaan vandag en gaan bestudeer. Maar ek wil vir julle eers 'n fondasie gee. Wat keer en verhinder jou om die voorsiening van die Here vry te stel. Wat keer en verhinder jou om die voorsiening van die Here vry te stel? So wat stop dit? Wat beperk dit? Wat stop dit? En het is maklik om te onthou. Ek het vir julle 7 C's. 7 C's. Nou is in Engels, so daar is nie C's in die Afrikaans vir hierdie woorde nie, maar dis 7 C's. Die eerste een is compete. Tweede een is compare. Complain. Capabilities. Covet. Scarce. 7, so dis compete, compare, complain, capabilities, covet en calculate. Die langste woord nou, ek kleinste spasie daar. So natuurlik compete is wat? Kompetisie. Om te kompeteer met mense. Compare is jy sê o, hierdie ou het al soveel, ek het net soveel. Complain is klaar. Capabilities, wat bedoel ek daarmee? Is jy vertrou op jou eie vermoëns, op jou eie capabilities. Jy vertrou op die Here se capabilities nie. Covet kom in verskillende vorms, maar dis soos jaloesie, dis soos afguns, dis soos begeer, om iemand anders se besittings te begeer, om sê, o, daai ou het dit, hoekom het ek nie dit nie? Daai persoon het hierdie ding, hoekom het ek nog nie dit nie? En dan cares is nou nie soos om te gee nie, ek praat van worries, om bekommerd te wees, dis bekommernisse. En calculate is, hierdie persoon het soveel, ek het net soveel, hoekom het hierdie persoon so baie, hoekom het ek so min? So dis amper soos compare, maar jy calculate. Of jy sê, ek kan net hierdie doen, as ek soveel het, die Here sê vir jou, gaan doen hierdie. Jy soos, nee, ek het net soveel geld. So jy calculate, jy beperk wat jy gaan doen volgens hoeveel jy het. Jy calculate. Die Here sê, moenie calculate, hy het vir die Israeliete gesê, moenie 'n sensus vat van hoeveel mense in julle weermag is nie. Want as jy calculate, as jy gaan sien in hoeveel mense jy dan sê, nee, ek kan nie hierdie nasie aanval nie, selfs so het die Here vir my gesê, want ek het net soveel manne. So wie is jou God by die ou einde? Jou geld, hoeveel jy het. So hierdie is die 7 C's, en nou wat's die antwoord vir hierdie 7 C's? Natuurlik is dit die 1 C, dis Christus. Dis om te vertrou op Christus. Te vertrou op Christus se geregtigheid. Om te vertrou op Christus se vrede en vreugde. Om te vertrou op Christus se krag en sy voorsiening, sy wysheid, sy krag, sy heiligmaking en sy bevryding. Nie om te vertrou op jou eie vermoëns en nie om 'n slegte opinie van God te hê en te sê, nee, hierdie persoon is ver vooruit, so ek's agter. Nee, jy moet vertrou op die Here, dat hy jou lei
om op die regte plek op die regte tyd te wees. Jy moet nie jou vergelyk met mense nie. Jy moet sê alles wat ek het kom van die Here af. Soos daai persoon soveel het, die Here is die een wat dit voorsien. So ek kan net soveel hê deur die Here se genade. Jy het 'n goeie opinie van Christus en jy vertrou op Christus. Nou, hoe gebeur hierdie? Dit begin deur om te wag op die Here. Jy wag op die Here. Wat is dit? Jy groei in die kennis van God. Jy groei in die kennis van God. Van God en Jesus. En natuurlik, hierdie kennis wat ek van praat, is nie net enige kennis nie, ek praat van daai intieme kennis, soos wat 'n man sy vrou ken, soos wat dit praat nie net van familiarity nie. Want jy kan weet van iemand, jy kan jou suster ken, jy kan jou boetie ken. Maar daai intimiteit wat 'n man en 'n vrou het, ken jy is 'n bietjie meer intiem as wat jy jou sussie of jou boetie ken. Verstaan julle wat ek sê? So dit gaan oor om die Here intiem te ken. En wat sê die Bybel is hierdie? Dis ewige lewe. Johannes 17 vers 3 sê die ewige lewe is om God te ken en Jesus op 'n intieme manier. So dis daai verhouding met die Here. En soos wat jy groei in die kennis van God, soos wat jy wag op die Here, jy vat sy woord, jy bestudeer dit, jy luister na preke, jy bid in tale, wat gebeur? Dan word jy meer bewus van geregtigheid. Dat jy die geregtigheid van God in Christus is. Jy is die geregtigheid van Abba Vader God in die Heilige Gees as gevolg van Jesus in Christus. So jy's dan, ons kyk of die kai osune. Die kai osune is die Griekse woord. Jy groei in die bewusheid dat jy die geregtigheid van God van Christus is. In Christus. Dan, wanneer jy groei in die bewustheid dat jy die geregtigheid van God in Christus is, wat gebeur? Dit produseer vrede. Vrede. En dan soos ons weet, wat is vrede? Vrede is shalom. Of soos die Griek sê, dis eirene. Eirene. En wat is vrede, shalom, eirene? Is dit net om vrede te hê? Nee, soos ons weet, shalom, eirene is om gesond te wees, om voorsiening te hê, om completeness te hê, wholeness, ensovoorts. Jy kan ure op daai woord spandeer. Maar dit produseer, soos wat jy groei, soos jy in die kennis van God groei, groei jy in die bewussyn dat jy die diako osune, die geregtigheid van God is, dan produseer dit shalom, vrede. En dan wat veroorsaak dit, behalwe natuurlik gesondheid en wholeness ensovoorts. Dit produseer dat jy wandel in die Gees. Wandel in die Gees. Wat beteken dit om te wandel in die Gees? Die Heilige Gees sê vir jou, gaan hier, en dan voel jy die vrede, dan doen jy dit. Dan ewe skielik wil jy hierdie doen, dan is jy soos, nee, ek voel nie vrede om dit te doen, dan doen jy dit nie. Dis hoe jy wandel in die Gees. En dan hoekom wandel jy in die Gees? Eerste plek, die Here wil hê dat jy shalom moet hê, dat jy wholeness moet hê, voorsiening, die Here wil hê jy moet gesond wees. As die Here sê, moenie hierdie ekstra bord kos eet nie, dan is jy soos dan hoekom? Die Here wil hê jy moet gesond wees. Hier is die tempel van die Heilige Gees. Die Here sê, jy voel, okay, ek gaan hierdie ding teken, dan ewe skielik voel jy nie vrede nie. Hoekom doen die Heilige Gees dit? Want hy wil nie hê jy moet jou geld verloor in 'n get rich quick scheme, en dan verloor jy al jou geld nie. So dit is ook vir jou, maar wat is die eindpunt? Jy wandel in die Gees, want die Here wil hê jy moet spreek en dien. Hy wil hê jy moet spreek en dien. Wie spreek en dien? Jy moet spreek en dien die kerk en mense. Jy moet verklaar wat jy glo in Christus. Jy moet mense dien met die gawe wat die Here vir jou gegee het. Hoekom? Sodat jy net vir jouself, nee, sodat jy die Here kan verheerlik. God verheerlik. Verheerlik.
En natuurlik groot maak. Groot te maak, groot te maak. Groot te maak. Want wat dink baie kere mense, hulle maak dit selfsugtig. Die Here sê, jy's meer gelukkig, jy het meer vrede as jy gee. As jy dit die hele tyd vir jouself hou, dan wat gebeur? Dan word dit vrot. Maar soos die dooie see, hoekom noem hulle dit die dooie see? Want daar's geen uitvloei nie. Die see vat al die voorsiening, die see vat al die minerale. En wat gebeur? Dan kan niks lewe in die see nie. Maar sodra jy invat, en dan laat jy uitgaan, dan is jy gesond. So natuurlik, wat is die eindpunt? Hoekom is jy hier? Natuurlik, jy groei in die kennis, dit gaan oor die intimiteit van God. Dit gaan oor om tyd te spandeer met Jesus, sodat jy weet, hy is lief vir jou. Hy is so lief vir jou, en jy is lief vir hom, maar dan van dit, is dit by die eindpunt, om God te verheerlik en groot te maak. Jy is nie net hier op die aarde vir jouself, en vir jou eie familie, en wat ook al, jy is hier, om die Here te dien, en te spreek, en te verklaar, wat jy glo in Jesus, en te dien, met die gawe wat die Here vir jou gegee het. So natuurlik, jy groei in die bewussyn van geregtigheid. Maar dan groei jy ook in genade. En soos ons weet, wat is genade? Die Hebreëse woord is gen. Party mense sê geset, ek gaan nie daaroor argumenteer nie, dis geset is meer die mercy van die Here, maar gen is genade, en dan natuurlik is, julle almal ken seker die Griekse woord, dis charis. Charis. So, wanneer jy groei in die intimiteit van die Here, wanneer jy tyd spandeer met die Here, jy groei in die kennis van God, dan groei jy natuurlik ook in genade. En wat is genade? Die mees basiese definisie van genade is onverdiende guns. Onverdiende, jy verdien nie dit nie. Dis onverdiende guns. En hierdie onverdiende guns veroorsaak dat jy kan doen wat jy nie uit jouself, uit jou eie vermoë sal kan doen nie. En jy sal nou sien hoekom ek dit sê. Want genade produseer, wat dink julle? Ek het dit al vir julle gesê, maar is okay. Dit produseer, in 'n vorige preek, dit produseer, ek amper sê ek joy, maar anyway, joy, dit veroorsaak vreugde. En wat het ons gelees? Vreugde, chara. Chara in die Grieks, en is interessant, die Hebreëse woord is chada. Chada is baie naby aan mekaar. So dit genade, geen charis, produseer vreugde, joy, chada. En hierdie chara is suiwer vreugde. Wat beteken dit? Dis 100% vreugde. Dis nie gemeng met 'n bietjie hartseer en 'n bietjie dit. Dis 100% vreugde. Nou hierdie 100% vreugde produseer wat? Wat het ons geleer produseer dit? Dit produseer krag. Krag. En soos ons weet, wat is daai Griekse woord? Eschios. Daar julle nog, hoe spel ek dit nou weer? Eschios, soos. Eschios. En eschios, die maklikste om dit te verduidelik, is daai spierekrag. Spierekrag. Sê spierekrag. Nou, spierekrag produseer wat? Nou hierdie eschios, hierdie spierekrag, gaan nog iets produseer. Ons het nie baie spasie daar nie, so kom ons kom hierdie kant toe. Hierdie spierekrag produseer iets wat ons almal behoort al van te hoor het. Dit produseer dunamis. Dunamis. Nou, dunamis kan vertaal word op baie verskillende maniere. Die Hebreëse woord is chayil. Nou in die Afrikaans vertaal ons dit ook baie kere net as krag, okay? Maar dit is meer as krag. Hierdie is
rykdom. Hierdie is letterlik daai krag om oorlog te maak. Dis die krag om fiks te wees. Dis die krag om integriteit te hê. So hierdie dunamis word baie kere ook vertaal as daai wonderwerkende krag wat Jesus gedoen het wanneer hy mense gesond gemaak het. Wanneer hy 'n wonderwerk gedoen het, het hy gesê is die krag, die dunamis van die Here. Dis letterlik, dunamis is ook die prentjie van, as jy die hele, soos kom ons sê, wat is die dunamis van Amerika? Die USA, wat is die dunamis van die USA? As jy al die weermag van die USA bymekaar sit, dit is hulle dunamis. Dis hulle dunamis. So dis al die krag, al die vermoëns, al die weermag. So dink, wat is die dunamis van die Here? Is al sy vermoëns, sy volle weermag, sy volle krag wat hy het. Dis sy dunamis. Nou, so vreugde produseer spierkrag, hierdie esgios, en natuurlik, esgios is wat die Here gebruik het om Jesus uit die dood op te wek. So dis sy spierkrag, hy het Jesus opgelig uit die dood uit. Nou hierdie geheel dunamis, hoekom word dit gegee? Net vir jouself, sodat jy 'n lekker lewe kan hê? Ja, maar die Here gee dit sodat jy kan spreek met dunamis, sodat jy kan dien met dunamis. Vir jouself nie om die Here te dien, om te spreek om die Here groot te maak en die Here te verheerlik. Sien julle? So jy groei in daai kennis van God, sodat jy kan bewus wees dat jy die geregtigheid van Abba Vader God in die Heilige Gees is, as gevolg van Jesus, wat Jesus gedoen het op die kruis in Christus. Dan produseer dit vrede shalom. Wat sê die vrede shalom? Is nie net ek's kalm, ek's chilled nie. Ja, dit is kalm en chilled, maar dit is sodat jy gesond kan wees, voorsiening kan hê, sodat jy heel kan wees. En dan dit produseer dat jy wandel in die Gees. Jy kan luister na die Heilige Gees. Dis hoekom as jy nie vrede en shalom het nie, dan hoe gaan jy wandel in die Gees? Want jy gaan nie kan luister na die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê vir jou, doen dit. Maar jy voel ongemak. En dan, okay, kom ek doen hierdie. Jy voel nog steeds ongemak. So wat sê jy, luister jy na? Dis hoekom jy moet vrede, shalom hê, sodat jy kan voel, sodat jy kan luister na daai intuition, hierdie kant toe of daai kant toe. So dan wandel jy in die Gees. Hoekom? Sodat jy kan spreek en dien. Die Here dien. Op die regte plek, op die regte tyd wees. As jy wandel in die Gees, dan jy voel ewe skielik lus vir hierdie kos. Dan gaan jy na daai eetplek toe. En dan daar ontmoet jy 'n vriend. En dan praat jy met die vriend. En dan sê jy vir die vriend iets. En dan, wow, dan bou jy daai persoon op. Hoe dit gebeur? Jy het gewandel in die Gees deur net om te luister. Jy loop so naby aan die Here en die kennis van God dat jou maag het jou gelei om by die regte plek te wees, om te kan spreek en iemand te dien. So, dit kan op natuurlike, bonatuurlike maniere gebeur. Sodat jy God kan verheerlik en groot te maak. Want dink, as jy op die regte plek, op die regte tyd is, en jy dien die Here, gaan dit nie jouself groot maak nie. Jy gaan sê, wow, ek was op die regte plek, op die regte tyd, om die Here groot te maak, en die Here te dien. Is dit nie amazing nie? Nou, as jy groei in die kennis van God, wat sê die Bybel? Dit sê, jy groei dan in genade, geen charis. Jy groei in die genade van die Here. Wat dan produseer? Wat produseer dit? 100% vreugde. 100% vreugde. Omdat vreugde dan 'n genadegawe is, wat beteken dit? Beteken dit, jou vreugde word nie bepaal deur jou omgewing nie. Jou vreugde word nie bepaal deur jou situasie nie. Jou vreugde word nie bepaal of dit goed of sleg gaan nie. Jou vreugde word bepaal deur die genade van die Here. Deur sy onverdiende guns. En dan natuurlik, hierdie vreugde produseer daai esgios, daai spierkrag, daai bonatuurlike vermoë en magtige krag. Net om iets vir jouself te doen, nee, dit produseer dan, veroorsaak dat jy dan dunamis vermoë het, sodat jy kan spreek en dien. Die Here spreek soos die oracles of God,
spreek soos wat die Here wil hê, jy moet praat met mense, en dan ook dien. En wat se diens is hierdie? Vir party mense is dit om te sing in die band, vir party mense is dit net om mense te groet, vir ander mense is dit om, jy werk goed met geld, so dan is dit om die evangelie in te saai in die evangelie en verskillende bedienings, want hierdie woord dunamis beteken, soos ek gesê het, rykdom. So hoekom gee die Here rykdom vir party mense? Net sodat hulle die hele tyd op vakansie gaan en sodat hulle by al die nuwe restaurante gaan eet? Nee, die Here het vir jou daai dunamis gegee sodat jy kan dien, insaai in bedieninge wat die evangelie verkondig. En nie net soos as jy deel is van 'n kerk, deel is van 'n plaaslike kerk, dan gee jy jou 10de daar. Maar as jy die Here jou seën met rykdom, dan moet jy gee jy ook offergawes aan ander bedieninge waar die Here jou lei. Prys die Here. Hoekom? Sodat jy God kan verheerlik en groot maak. Prys die Here. Halleluja. Magnify His name. Prys die Here. So daai is die fondasie. Ek het nou nie my timer by my nie. Maar kom ons gaan vinnig deur 'n paar verse. Laat weet my net as dit 10:30 is, dan sal ons stop. Maak nie saak hoe ver ons is nie. So, wat se verse? Kom ek gee julle gou die verse hoe ek hierdie bymekaar gesit. So Romeine 14 vers 17, daai is die eerste vers. Wat sê dit? Is julle daar? Dit sê, want die koninkryk van God. Wat sal jy dink is die koninkryk van God? As jy moet gaan en jy moet 'n definisie gee van die koninkryk van God, wat sal jy gee? Party mense sal sê, dis hierdie reëls en regulasies wat ek moet onderhou. Ek moet so eet en ek moet so drink, ek moet die Sabbat hou, ek moet by hierdie plek gaan, ek moet al hierdie feestydde hou. Dis die koninkryk van God. Die Bybel sê, die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie. Dit beteken, dis nie 'n saak van regulasies en reëls nie. Maar, en dan wat sal party mense sê? O nee, dis tale bid, of is geloof, of dis om miracles te doen, of dis, jy weet, soos heilig te wees, en dit is om al hierdie goed te doen. Nee, wat sê Paulus, is die kinders van die koninkryk, is wie? Die kinders van die koninkryk is die, wat geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees het. Dis hy 3 goed wat hy gee oor die koninkryk van God. Geregtigheid, sê geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Prys die Here. So, geregtigheid en geregtigheid produseer wat? Die vrede. Soos ons weet, dis nou Irene Shalom. En hoekom produseer dit? Romeine 5 vers 1 sê vir ons dat wanneer jy reg is met God, dan produseer dit vrede. Romeine 5 vers 1. En dan is die koninkryk van God vreugde. En hoe weet ons dit? Want Romeine 5 vers 17 sê vir ons, dat wanneer jy genade ontvang, dan heers jy deur Christus. So jy jy's in die koninkryk van God wanneer jy genade ontvang. En dan die genade produseer dan vreugde. Prys die Here. So mense fokus gewoonlik hul aandag op uiterlike dinge, soos wat hulle eet en wat hulle drink. Maar God is altyd besorg oor die hart, soos 1 Samuel 16 vers 7 sê. So wanneer jou Christendom nie vrede en vreugde produseer in jou lewe nie, dan is jy besig om iets verkeerds te doen. Dan is jy net besig met religious gymnastics. Jy's net besig om 'n klomp toertjies te doen, maar dit produseer nie vrede en vreugde nie. Wanneer jy met die Here tyd spandeer, wanneer jy tyd spandeer in sy woord, jy groei in die kennis van God, dan moet dit vreugde en vrede produseer. Alleste is jy besig om iets verkeerds te doen. Jy is nie besig om regtig
met die Here tyd te spandeer nie. Jy sê, okay, nee, ek moet nou 5 hoofstukke lees. Dan gaan ek vrede en vreugde met die Here hê. Hoekom lees jy die Bybel? Jy lees die Bybel sodat die Here met jou praat. So as jy nou gesê, ek gaan nou 2 hoofstukke vandag lees, maar die Here praat met jou op die eerste vers, dan sê jy, nee, Here, ek moet nou eers my 2 hoofstukke lees. Nee, as jy vrede en vreugde al op die eerste vers het, stop en bly net op daai eerste vers en sê, Here, wat sê U vir my op die eerste vers? Dan los jy die ander 2 hoofstukke. Verstaan jy? Hoekom lees jy die Bybel? Sodat die Here met jou praat. Hoekom bid jy in tale? Sodat jy daai intimiteit met die Here het, want die Bybel sê, wanneer jy in tale bid, dan bly jy in die liefde van God. En dan natuurlik, dan doen jy goed soos die Bybel sê, jy gym, en wat ook al, want die Bybel sê, wanneer jy gym, wat gebeur? Dan is dit profitable. Profitable, dink daaroor. So dis hoekom wat ek gewoonlik doen is, terwyl ek gym, lees ek die Bybel en ek bid in tale. Dan kry ek baie profit daaruit. God kyk ook na wat ons doen, omdat dit die toestand van ons harte aandui. So nou, ek sê nie dat het gaan nie oor dat jy Bybel lees nie, het gaan nie oor dat jy in tale bid, het gaan nie oor dat jy jou 10de gee. Nee, dit is belangrik, want dit dui aan wat in jou hart aangaan. Jy weet, maar Paulus het gesê dat ons soos God moet wees en moet fokus op die innerlike toestand van ons broers en susters in Christus. En wat gebeur? As jy dit doen, dan sal ons klein verskille in optrede, soos wat ander mense eet en drink en wie die Shabbat hou en wie dit doen, sal ons kan verdra. Het sal nie ons pla nie. Halleluja. Prys die Here. So nou, die volgende vers is Matteus 6 vers 33. Dit sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So wat sê dit hierso vir ons? Dit sê, dit's oor prioriteite. Hy sê nie, moenie fokus op fisiese goed. Hy sê net, soek eers. Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So dit gaan oor prioriteite. Jy moet nog steeds gefokus wees op die aarde, jy moet nog steeds bad, tandeborsel, jou wat ook al werk toe gaan, jy moet nog steeds al hierdie goed doen, maar het gaan oor prioriteite. Sê prioriteite. Prioriteite. En wat sê dit ook? Dit sê, as jy dit doen, dan gaan die Here jou voorsiener wees. En as die Here jou voorsiener is, wat beteken dit dan? Jy gaan baie voorsiening hê. Hoekom? Want soos Openbaring 21 vers 21 vir ons sê, wanneer die Here voorsien, hoe lyk sy voorsiening? Sy voorsiening is strate van goud. Sy voorsiening is deure van parels. So as jy nie in 'n situasie is waar jy voel, ek is so geseënd dat ek amper skuldig voel dat ander mense rondom my nie so geseënd is soos ek nie, dan is die Here dalk nog nie jou voorsiener op daai level nie. Want jy moet so geseënd wees dat jy so sê, ek so geseënd, sodat jy ander mense kan seën. Dis vir die punt. Die punt is sodat jy so geseënd is, daai dunamis van die Here ervaar, sodat jy kan spreek en dien om God te verheerlik en groot te maak. Halleluja. Prys die Here. En wat 'n voorbeeld daarvan? 'n Voorbeeld van iemand in die Bybel wat eers die koninkryk van God gesoek het en toe ontvang hy toe al hierdie ander goed, is iemand so Salomo. Salomo het gesê, Here, gee my eers wysheid, sodat ek die mense kan dien, en sodat ek die regte besluite kan maak, om 'n goeie koning te wees vir U koninkryk. En toe wat gebeur? Toe gee die Here vir hom al daai ander goed ook. Gaan lees 1 Konings 3 vers 5 tot 15, en 2 Kronieke 1 vers 12. Wat sê vir ons, dat wanneer jy eers die koninkryk van God soek, wat gebeur? Dan ontvang jy al die ander goed. Prys die Here. Nou, kom ons vergelyk dit met Lukas 12 vers 31 tot 32. Dit sê in die 53 vertaling, maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie,
want julle Vader het 'n welbehae daarin. Hy het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. So die Here gee vir ons die koninkryk. Dis sy welbehae. Maar kom ons kyk na die 2020 vertaling. Dit sê in Lukas 12 vers 31 tot 32, soek eerder sy koninkryk en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. Prys die Here. Nou as jy Romeine 14 vers 17, Matteus 6 vers 33 en Lukas 12 vers 31 tot 32 bymekaar sit, wat gee dit vir jou? Ek het iets vir julle bymekaar gesit. Dit sê soek eerstens nommer 1 prioriteit. Vader God se koninkryk, wat sy geregtigheid, sy vrede en sy vreugde in die Heilige Gees is. En al hierdie dinge sal bygevoeg en aan julle voorsien word. En dink ook, die Here is nie El Cheapo nie. Hy's El Shaddai. So wanneer hy voorsien, soos ons sê, voorsien hy buitensporig. Hy voorsien ongelooflik meer as wat jy ooit kon dink of droom. En dan sê hy, moenie vrees nie. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, terwille van julle Vader se welbehae. En wie is die Vader se welbehae? Jesus. Terwille van Jesus, die Vader se welbehae. Hoe weet ons dit? Matteus 3 vers 17 sê vir ons dat Jesus is die Vader se welbehae. Het julle Vader gekies? En ek hou van hierdie vertaling wat sê hy het gekies. Dit beteken, dis nie 'n emosionele besluit net nie. Die Here het gekies. En as hy gekies het, dan beteken hy gaan nie nou van plan verander nie. Hy het gekies om julle sy geregtigheid, sy vrede en sy vreugde in die Heilige Gees te gee. Prys die Here. Hy het gekies. So nou wat beteken dit? Ons moet net dit ontvang. Ons moet net sê baie dankie Here. Ons gaan dit vrystel. Ons gaan dit release in ons lewens, in ons situasie, in ons siele in. Maar soos ons weet, wat verhinder dat ons hierdie koninkryk van God vrystel in ons lewens? Die 7 C's, wanneer jy compete, compare, complain, wanneer jy op jou eie vermoë staat maak, wanneer jy covet, jy sê, kyk, jy vergelyk met daai persoon, kyk wat daai persoon het, ek kan nie dit hê nie. Of wanneer jy bekommerd is die hele tyd, wat sê Jesus hier? Moenie bekommerd wees nie. Moenie bang wees nie, en dan calculate. Jy sê, die Here sê vir my om hierdie te doen, maar my bankrekening sê dit. Die Here sê vir my dit, maar ek voel so, my liggaam voel so. Hoe is jou pyn? Dis 'n 8/10. So, ek kan nie hierdie doen nie. Jy weet, jy calculate, jy beplan. Jy redeneer. So wat sê die Bybel? Daar's klomp verse wat ek nog vir julle kan lees. Matteus 6 vers 33 het ons nou gelees, maar 2 Korintiërs 5 vers 21, Romeine 4 vers 24, 1 Tessalonisense 5 vers 23, Romeine 15 vers 33 en Romeine 15 vers 13 sê vir ons dat ons het Vader God se geregtigheid, vrede en vreugde. Ons het dit. Sê ek het. Ek het Vader God se geregtigheid, vrede en vreugde. Sê vir my, ons het Vader God se geregtigheid, vrede en vreugde. Prys die Here. En dan het ons Jesus se geregtigheid, vrede en vreugde. 1 Korintiërs 1 vers 30, Johannes 14 vers 27, 2 Tessalonisense 3 vers 16, Johannes 15 vers 11, 1 Korintiërs 6 vers 17, 1 Johannes 4 vers 17 sê vir ons het Jesus se geregtigheid, vrede en vreugde. Sê, ek het Jesus se geregtigheid, vrede en vreugde. Amen. En ons het die Heilige Gees se geregtigheid, vrede en vreugde. Jy kan Galasiërs 4 vers 6, Efesiërs 1 vers 13, Romeine 14 vers 17, Galasiërs 5 vers 22 en Hebreërs 1 vers 9. Ons het die Heilige Gees se geregtigheid, vrede en vreugde.
Nou as jy dit bymekaar sit, wat kan jy verklaar? Jy kan verklaar, ek is die geregtigheid van Vader God in die Heilige Gees vanweë Christus in Christus. Halleluja. Kom ek sê dit nog 'n keer. Ek is die geregtigheid van Vader God in die Heilige Gees vanweë Christus in Christus. Halleluja. En ek het Vader God se vrede in die Heilige Gees as gevolg van Christus in Christus. En ek het my Vader God se vreugde in die Heilige Gees as gevolg van Christus in Christus. Halleluja. Is dit nie awesome nie? Hoe laat is dit nou, Shani? 20 oor. Prys die Here. So verlede week het ons gekyk na Nehemia 8 vers 10. En dit sê in die Septuagint, die suiwe vreugde van die Here. En soos ons weet, daai woord suiwe vreugde is chara, die chara van die Here. Dit is ons bonatuurlike vermoë en magtige krag. So die vreugde van die Here, die chara van die Here produseer die esgios, die bonatuurlike vermoë en magtige krag. Nehemia, so hierdie is Nehemia 8 vers 10. Nehemia 8 vers 10. Prys die Here. Nou hoekom het ons hierdie esgios? Hoekom ontvang ons hierdie esgios? Net vir ons eie onthaalwis? Nee, 1 Petrus 4 vers 11 sê vir ons, as iemand soos die geval waarskynlik is, as die spreekbuis van God spreek, of as iemand soos die geval waarskynlik is dien, laat hom dit doen deur uit die put te trek, die bonatuurlike vermoë en magtige krag esgios wat God so oorvloedig voorsien, om ons vir elke toneel in die lewe te bemagtig. Dit is interessant, daai woord waar die Here voorsien. Hy voorsien hierdie esgios, hierdie spierkrag, is eintlik die woord wat jy gebruik vir 'n spanse. Om iemand te spanse. Hoekom spanse jy hierdie persoon? Want jy sien, hy het hierdie ability vir hom gegee, so jy gee spanse hom sodat hy daai opvoering kan gee. En is baie kere wat hulle gebruik vir iemand wat 'n toneel wil doen, soos op Broadway of so iets. Jy weet, soos daai danses of wat ook op Broadway, wat doen hulle kort geld? So hulle kort spanses om daai dans of daai opvoering te spanse. En dis wat die Here is jou spanse. Sê die Here is my spanse. En soos ons weet, if it's God's will, it's God's bill. If it's God's will, it's God's bill. So die Here is jou spanse. Dit alles word gedoen. So die Here sponsor jou met hierdie spierkrag. Hy gee vir jou daai rykdom dan, sodat jy wat? Sê 1 Petrus 4 vers 11. Sodat dit alles word gedoen, sodat God in elke enkele gebeurtenis in jou lewe, verheerlik en groot gemaak kan word deur Jesus Christus, aan wie die luisterryke en gewigtige heerlikheid en onoorwinnelike, oorweldigende en onweerstaanbare krag toekom, tot in die onmeetlike uitspansel van die eeue wat nog kom. So dink daaroor, as jy vir die Here spreek, die Here dien en saai in sy koninkryk, is dit nie net vir die vandag nie. Dis vir wanneer? Vir die eindspatsel van die eeue wat nog kom. So jy saai in ewigheid in. Prys die Here. En dan sê dit eindig, en om die belangrikheid van wat ek vir julle sê te aksentueer, voeg ek selfs 'n amen by, om die punt te beklemtoon. Prys die Here. Ek wou vir julle die definisie van esgios weer gelees het, maar vir tyd wil ek net vir julle herinner, dat hierdie esgios wat die Here vir jou gee, is nie net enige spierkrag nie, dis dieselfde spierkrag wat die Here gebruik het toe hy Jesus uit die dood opgewek het. Soos Efesiërs 1 vers 19 sê. En wat sê hy? Hy sê dan in 1 Petrus 4 vers 11, dat hierdie spierkrag wat Jesus uit die dood opgewek het, is in jou gesit. Jy het dit al klaar.
Jy het daai bo-natuurlike deposito van Esgios in jou gees. Halleluja. Prys die Here. So wat beteken hierdie? Dit beteken dat die gawe, die Esgios wat die Here vir jou gegee het, is belangrik. Dis belangrik en hy wil hê jy moet dit ontwikkel tot die glorie van Jesus en jou medebroers en susters. Jy tel, jy's belangrik. Jou lewe maak saak. En 'n hoë daad van aanbidding is om aan die Here alles wat ons is en het oor te gee. En hoe weet jy het oorgegee? Jy funksioneer, jy het vreugde en shalom vrede. Dan weet jy gee aan die Here oor. Want as jy vol bekommernisse is, dan wat beteken dit? Jy verhinder dat hierdie shalom vrede vloei. As jy op jou eie capability staat maak, op jou eie vermoëns, dan verhinder jy dat hierdie vreugde geraaf van die Here vloei. As jy voel, nee, ek moet dit doen soos Martha, ek moet dit doen. Wat gebeur? Martha word dan nie baie opgewonde nie. Sy word toe kwaad. Sy word toe geïrriteerd. Die vreugde vloei nie, want sy maak op haar eie capabilities staat, op haar eie vermoëns. En as jy die hele tyd sê, kyk hoe goed gaan dit met hierdie persoon, kyk hoe lyk daai persoon, kyk hoe lyk my bankrekening, wat gebeur? Jy verhinder en belemmer, jy keer dat die Here se doenem is. Yes. Ja, ons is amper klaar. Ons gaan nou klaar maak. Hoe laat is dit nou, Shirley? Is dit nou 12:30? Okay. Kom ons eindig daar, ons kan volgende keer weer aangaan. Maar hierdie is 'n goeie begin vir ons, goeie fondasie. So ek wil hê julle moet onthou dat dit gaan alles oor om te wag op die Here. En dan wanneer jy wag op die Here, wat gebeur? Jy groei dan in die vrede en vreugde van die Here. En jy moenie op jou eie vermoë staat maak nie, of op die 7 C's, die 7 C's, 'n Christen wat vol vrede en vreugde het, luister nie na die 7 C's nie. Hulle vertrou en fokus net op Christus. Halleluja. Prys die Here. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha, Yahweh ve'yishmarecha. Ya'er Yahweh penav elecha vichuneka. Yisa Yahweh penav elecha v'yasem lecha shalom. Baie dankie, Abba Vader, dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie, Koning Jesus, dat U aangesig oor ons laat skyn en U gee vir ons U genade, barmhartigheid. En baie dankie, Heilige Gees, dat U verhef U aangesig oor ons en U gee vir ons U vrede, shalom. In Jesus se naam, amen. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord, ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou, saam met my bid, om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê, elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is, goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen, is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader,
Ek bely dat ek u krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as u kind saam met u te lewe. Vul my Here met u Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat u nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.